Ons kyk na breuke wat bietjie moeiliker is om te rangskik vir graad 8 vlak. So al wat dit klein bietjie moeiliker maak is net omdat die noemers verskil. So ek herinner sommer net weer, ons het altyd aan die bokant van die breuk ons teller en aan die onderkant van die breuk ons noemer. So wanneer ons noemers verskil, kan ons daar sien die een noemer is 2, die ander een is 4 en die ander een is 8. Nou kan ons nie heeltemal appels met appels vergelyk nie, want die noemers verskil. So ons moet daai breuke gaan herskryf sodat die noemers dieselfde is en dan kan ons presies sien hoe vergelyk hulle werklik met mekaar sodat ons dit kan rangskik in stygende of in dalende volgorde. So eerste stap sal wees gaan kyk wat is die kleinste gemeene veelvoud. Die KGV wenk, kyk altyd na jou grootste getal, 8, en kyk, gaan 2 en 4 in 8 in. In die geval is ons gelukkig en beide 2 en 4 gaan in 8 in. Partykeer gaan jy 8 moet maal met 2, dat dit 16 is, en kyk of die ander getalle dan daarin gaan, om op die einde 'n kleinste gemeene veelvoud te kry, maar ons kleinste gemeene veelvoud in die geval is 8. So ons gaan al die breuke net gaan herskryf. Wow, daar is 'n lelike lyntjie. Ons gaan al die breuke net gaan herskryf na 8stes toe. Goed. Nou, soos het ons gesien het in herleiding van breuke, ons kan enige breuk gaan manipuleer of verander deur die teller of die noemer te vermenigvuldig of deel, want binne verhouding manipuleer ons net die breuk om anders te lyk, maar om steeds dieselfde waarde te hê. So wanneer ek 'n half wil gaan herskryf en ek moet my noemer van 2 8 gaan maak, gaan ons maal met 4, 2 maal 4 is 8 en 1 maal 4 is 4. So daai word 4/8, 4 maal 2 is 8 en 2 maal 2 is 4. So weer eens, dit wat ons onder doen, doen ons net bo, 4 maal 4, nie maal 4 nie. 4 maal 2 is 8 en 2 maal 2 is 4. En daar hoef ons nie te maal nie, want die noemer is klaar 8ste. So 8 maal 1 is 8 en 6 maal 1 is 6. So ons het 4/8, 4/8 en 6/8. Ek gaan net daai klein bietjie kleiner maak dat dit nou net daar inpas. Julle sal outomaties klein bietjie netjieser as ek skryf. So 4/8, 4/8 en 6/8. Nou die lekker deel is, omdat ons hier 4/8 en daar 4/8 het, dis presies dieselfde waarde, en 'n half en 2/4 is presies dieselfde. Wat basies net vir ons beteken, maak nie saak hoe ons dit gaan skryf nie, ons antwoord gaan basies dieselfde wees en dit gaan korrek wees. En die onderwyser sal altyd meestal verwag dat jy jou antwoord skryf in die oorspronklike vorm. So in die geval, wanneer ons dit wil gaan skryf in stygende volgorde, kan ons hom basies net so los soos dat hy is. Hy is alreeds in stygende volgorde. 1/2, 2/4, 6/8. Ek gaan net hier byskryf in oranje, of jy hoef dit regtig nie in 'n toets te doen nie. Hulle gaan nie van jou verwag om albei te skryf nie, behalwe as jy miskien 2 tel en hulle sê skryf hom op 2 moontlike maniere. Maar 2/4 kan ook eerste wees, want 2/4 en 'n half is dieselfde, en dan 6/8. Dalende volgorde begin ons met 6/8 en dan 2/4 en 'n half, of 6/8, 2/4 en 'n half. Weereens, hierdie is ekwivalente breuke. 'n half en 2/4 is ekwivalent, dis presies dieselfde waarde, hoewel hulle dalk verskillend lyk. Volgende voorbeeld, 'n kwart, 2/3, 3/6 en 11/24. Nou weer eens gaan kyk ons na ons grootste noemer. Nou ons grootste noemer hier is die 24. So ons sal gaan kyk, is 24 moontlik die KGV? Nou die vraag is, kan 4 in 24 ingaan? Ja, as ons tel in 4's, 4, 8, 12, 16, 20, 24, so dis maal met 6. Ek gaan dit sommer hier byskryf net vir ons. So daai is maal 6 en maal 6. Kan 3 in 24 ingaan, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, so dis maal met 8. Ek tel nou maar net vir julle dat jy die denkproses kan sien. Hoopelik ken jy jou tafels van so 'n aard dat jy dit nie hoef te doen nie. Laaste enetjie 6, 12, 18, 24. So ons het maal met 4 en maal met 4 en daai is klaar 24. So hier is ons, kom ek vat my rooi pen weer, vir die enetjie is ons KGV 24.
So as al ons breuke gaan herskryf dat dit 24stes is. So daar het ek klaar vir ons sommer die vermenigvuldiging gaan skryf. 1 mol 6 is 6 en 4 mol 6 is 24. 8 mol 2 is 16 en 3 mol 8 is 24. 3 mol 4 is 12 en 6 mol 4 is 24 en die laaste een is reeds 11 24stes. En nou gaan skryf ons dit in stygende volgorde, wat beteken kleinste eerste. So die kleinste enetjie is die 6 24stes wat 'n kwart is. Ok, ek gaan aan my dood trek. Dan 11 24stes. So, hoewel dit op die oog af miskien vir jou gelyk het, ek vat sommer, ek weet nie, 'n lelike geel of iets, miskien vir jou gelyk, 11 24stes en hier het ek maar, byvoorbeeld, kom sê nou maar 2/3, dis baie klein getalletjies. Onthou dat dit gaan oor die gedeelte uit die hele. Nou 11 uit 24 is minder as die helfte, maar 2 uit 3 is meer as die helfte. So dit gaan oor daai beginsel van herlei dit sodat ons dit kan vergelyk. So 11 24stes, daai het ons nou in, dan na 11 24stes is dit 12 24stes en dan laaste is 16 24stes. As ons dit in dalende volgorde moet skryf, grootste eerste, ek het nou daai nie geskryf in die oorspronklike vorm nie. Ek hoop julle het dit opgetel. So onthou asseblief, jy moet dit skryf in die oorspronklike volgorde, nê? So as dit 'n kwart 11 24stes, dan die 6 24stes, ek het gou my beerings agter mekaar kry. So as dit 'n kwart gehad en 11 24stes, yes. Dan het ons 12 24stes wat 3/6 is. En dan die laaste enetjie is 2/3. So kyk om foute te maak, solank as ons foute agterkom en dit regmaak, een puntjie daar. En dan die dalende volgorde begin ons by 2/3, 3/6, 11 24stes en 'n kwart. Ek sou sê, gesels 'n bietjie met jou onderwyser by die skool met dit wat nou gebeur het. Vra in die klas vir jou juffrou of meneer, wat sal gebeur as jy dit nou nie skryf in die oorspronklike vorm nie? Sal jy 'n halfpunt kry? Sal jy geen punte kry nie? Op die einde, die konsep is daar dat jy verstaan wat is groter en kleiner, maar onthou dat as die opdrag pertinent sê skryf dit in die oorspronklike vorm, gaan jy dit 100% so moet doen. As hulle dit nie spesifiseer nie, vra vir jou onderwyser hoe hulle dit in die spesifieke klaskamer sal toepas. Maar ek sou sê, skryf dit verkieslik maar net in die oorspronklike vorm. Moenie vergeet, soos wat ek nou weet nie. Goed, dan het ons 2/18, 3/9, 10/3 en 'n 6ste. So weer eens kan ons sien, daai 10/3 op die oog af lyk miskien soos asof hy klein getalletjies is, byvoorbeeld teenoor 2/18, maar onthou dat 10/13 beteken ek het 'n onegte breek. So ek het 10 uit 3 dele, so ek het meer as 'n hele. Dis meer as 'n paar 3 stelle van 3/3. So ons gaan hom nou herlei dat ons kan sien hoe hy lyk. Nou kyk ons weer eens, wat is ons KGV? So ons grootste getal wat ons het is 18, kan 9 in 18 ingaan? Ja. Kan 3 in 18 ingaan? Ja. En kan 6 in 18 ingaan? Ja, hy kan. So in die geval weer eens is ons KGV 18. En ons gaan herskryf ons breuke dat alles 18des is. Nou, ek pla my. So, en 18de. Asseblief gebruik jou liniaal in die klas. Ek het nie nou 'n liniaal by my nie, of ek het nie 'n liniaal op hierdie program nie. So asseblief gebruik jou liniaal om dit net lekker netjies te hou. Goed, 2/18 is alreeds as 18des geskryf, so hy kom net so af om 3 of om 9 na 18 te kry, gaan ons mal met 2, en wat ek onder doen, moet ek bo doen, so 3 mal 2 is 6/18, en om my 3 te kry na 18 toe, gaan ek mal met 6, en wat ek onder doen, moet ek bo doen, so 3 mal 6 is 18, 10 mal 6 is 60/18. Logika toets, die bokant moet heel wat groter as die onderkant wees, as ons daar kyk, ongeveer 3 keer groter, 20, 40, 60, so daai logika toets sê vir ons, hy is min of meer in proporsie, en dan van 'n 6ste af, gaan ons 6 mal 3 is 18, en 1 mal 3, so dan sit 3/18. Nou het ons hom gaan herskryf in die
op 'n manier dat ons hom herlei kan sien dat die nommers almal dieselfde is. En nou geskryf ons dit weer eens in stygende volgorde. So ons begin met die breek wat die kleinste is, wat sal wees 2/18. Onthou nou om dit te skryf in die oorspronklike vorm. Van 2/18 af gaan ons na 3/18 toe. En 3/18 is 1/6. So daai is ons klaar mee. Dan 6/18 is 3/9 of 3/9. En dan die laaste ene is 60/18, wat ver meer as 'n hele is. Dis ongeveer 3. So hy is by verre die grootste. Dan dalend, daar wat ek hom nou weer gaan skryf, nie 60/18 nie, so dit moet wees 10/3, gaan net daai uitvee. OK, wees versigtig vir daai simpel foutjies. Ek's bly ek maak die fout dat jy kan sien, moenie daai foutjie maak nie. Maak seker, gaan highlight vir jouself, die oomblik wat jy by die vraag kom, highlight vir jouself daarbo, en skryf vir jouself in 'n highlighter, oorspronklike vorm, of maak net OV en omkring dit, dat jy onthou, ek moet dit gaan skryf in die oorspronklike vorm, ek moet dit nie skryf in die herleide vorm nie. Gaaf, en as ons dit in die dalende volgorde gaan skryf, is dit 10/3, 3/9, 1/6, en dan 2/18. Onthou net vir interessantheid sommer, ek het nou sommer so gekyk na daai 2/18 en 1/6. Nou, ek het 1/6, as ek 2/18 gaan herlei, of gaan vereenvoudig, dan gaan ek deel 2 en deel 2, dan het ek 1/9. So as ons 9 sweets is, wil jy 1 hê, dan kry jy net 1 en al jou maatjies kan kry. As daar net 6 sweeties is, kry jy 1, maar daar's baie minder kinders wat kan kry. So 'n 9de is 'n baie kleiner gedeeltetjie as 'n 6de. In die volgende video kyk ons na meer uitdagende stygende en dalende volgordes van breuke, waar ons kyk na gemengde getalle wat ons eers moet herlei na egte en onegte breuke en dan die nommers dieselfde kry en dan kan ons dit gaan rangskik. Klik sommer net op die knoppie wat nou opkom.